op hulle hoofde, vurige kole op hulle hoofde. Jy sien, die volk van die Here het geglo dat hulle slegs hulle naaste moes lief hê, maar hulle kon hulle vyande haat. Jy sien, maar die mens het die geneigtheid om die woord van die Here te draai, sodat dit hulle moet pas. Maar Jesus wat die harte ken, dan kom hy en dan kom vertel hy vir ons wat die regte ding is. En hy stel dit so dat ons dit nie kan verdraai nie, al doen ons wat. En ons gaan nou so 'n bietjie daaroor praat. Maar skriflesing is Matteus 5 vers 43 tot 44. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Kom ons bid saam. Baie dankie vir die woord van môre. Baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend te kom luister en te kom hoor wat U vir ons wil sê. Maar my gebed is dat wanneer ons hier uitgaan, dat ons sal toepas dit wat U weer eens vanoggend vir ons wil leer. Geef ons geopende ore, dat ons werklik sal hoor wat U vir ons wil sê. Byland, omdat ek nie uit my eie enige woord kan verkondig, of oor U woord kan bring nie. Kom ons weer na U toe, en ek vra Heilige Gees dat U deur my sal spreek, sodat die woord kan lewe, en die woord kan bereik dit wat ons Hemelse Vader ten doel het. As daar enige mag is vanmôre wat die woord wil terughou, breek ons ook daardie mag in die naam van Jesus Christus. Amen. Die nuwe bedeling, sê Jesus, is daar 'n nuwe gebod. Die gebod is dat ons mekaar moet lief hê. Ons lees ook in Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê. Hoe lief? Net so lief soos wat ek julle gehad het. En hoe lief het Jesus ons gehad? So lief dat hy alles gegee het. Hy het sy lewe gegee, sodat ons kan lewe. En dit is wat hy vir ons leer. Dit is wat liefde is. Vir die Jode was hulle naaste slegs hulle volksgenote. En so is dit ook in vandag se lewe. Hoeveel mense wat daar is, sê my naaste is slegs my familie, of hulle is slegs my eie volksgenote, of 'n besondere groep, of hulle eie mense, hulle vriende. Dit is hulle naaste. Jy sien, hulle het die woord verdraai, soos wat hulle dit wil hê. Hulle verdraai die woord dat dit hulle sal pas, dat hulle kan maak wat hulle wil. Hoeveel dele maak dit vir die vyand oop, as ek kan besluit wie is my naaste? Is dit nie so? Hoe gaan ons enige siele vir die Here wen, as ons die wet verdraai, soos wat ons dit wil doen? Jy sien, die skrifgeleerdes en die fariseërs het so baie dinge so verkeerd gedoen. Die Here sê vir hulle, Jesus sê vir hulle in Matteus 23 vers 2 tot 3, sê hy vir hulle, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. In ander woorde, hulle is die wat veronderstel is om lering te gee. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, nou volgens uit die woord van God, né? Onderhou en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en hulle doen nie. Anders almal ken die gesegde, jy praat, maar jy doen nie. In ander woorde, dit wat jy sê, stem nie ooreen met jou leefwyse nie. Is dit nie?
Ons woord moet tog by ons dade pas. Maar baie keer is dit nie so nie. En wanneer ons dade nie by ons woorde pas nie, sal ons ook die siele vir die Here wen nie. Is dit nie so nie? Want wat jy sê vir jou kind, moenie rook nie, moenie drink nie, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, maar jy self doen dit. Hoekom moet jou kind vir jou luister? Want hy gaan kyk na die voorbeeld wat ons hom gee. En net so kyk die wêreld na die voorbeeld wat ons as kinders van die Here uitstraal. Hoe leef ons werklik? Matteus 23 vers 23 sê Jesus: Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes skynheiliges, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Dit wat die belangrikste in die wet is, pas julle nie toe nie. Hierdie dinge behoort julle te doen, anderwoorde julle behoort julle tiendes te gee, sonder om die ander na te laat. Anderwoorde, doen wat jy veronderstel is om te doen, maar moenie die barmhartigheid vergeet nie, moenie trou vergeet nie. Ek gaan net aan die 'n voorbeeld voorhou van hoe hulle hierdie wet ook verdraai het. Ek gaan so 2 of 3 voorbeelde gee. Nou op 'n Sabbat mag die mense byvoorbeeld net 'n sabbatsreis ver gestap het. Nou, dit is die afstand wat hulle op 'n Sabbat mag gestap het, en dit was vasgestel op 2000 cubits. Van jou elleboog tot jou punte van jou vingers. En dit werk uit op 914,4 meter. In ander woorde, ons praat van so byna 'n kilometer, so 'n bietjie minder as 'n kilometer, wat hulle per dag mag gestap het op 'n Sabbat. Oorspronklik mag hulle glad nie op 'n Sabbat gestap het nie, en toe het die wet bietjie verander, en hulle die wet verander, sodat mense wel op die Sabbat byvoorbeeld na die tempel toe kon stap, en daai tipe dinge. Maar dit was toe vasgestel op 2000 cubits, kom ons sê so plus minus 'n kilometer 'n dag. Wanneer hulle egter op water beweeg het, ander wanneer hulle op 'n boot of 'n skip of wat ook al was, dan mag hulle verder beweeg het. Nou, dit was nie vasgestel op 2000 meter nie, ek het nie die afstand nie, maar sê nou, dit was byvoorbeeld 5 of 6 of 7000 meter. In ander woorde, kom ons sê dit 7 of 8 kilometers. Nou, wat die skrifgeleerdes en die fariseërs gedoen het, en hulle mense toegelaat het om te doen was, dan vat hulle byvoorbeeld 'n bak water, of hulle vat sakke water, en hulle bind dit nou onder die diere se mage vas. Anderwoorde, hulle vat nou die perde of die donkies en so, nou sit hulle die water onder, hulle bind dit om hulle vas, en nou stap die donkie, en nou kan hulle verder stap, en nou beweeg hulle konsuis op water. Jy sien, hulle het al hierdie snaakse dinge gedoen om die wet te omseil. Hulle gee hulle offerandes en hulle versorg nie hulle ouers nie. Want hulle sê ons gee ons geld vir die werk van die Here. En Jesus sê vir hulle, julle is skynheilig. Julle draai die wet dat dit julle moes pas. Dat dit julle nog 'n voorbeeld. Hulle mag byvoorbeeld sekere nie van huis tot huis gekuier het op die Sondag, die mense moes aan hulle plekke gebly. En wat hulle dan doen, dan sal 2 huise langs mekaar, dan vat hulle 'n bak kos, dan sit hulle 'n bak kos tussen die 2 huise. Dan sê hulle nou eet almal saam, hulle is nou 1 huis. Is net niks het sin gemaak nie. En Jesus het deur hulle gesien. Daar was geen werklik dat hulle die wet wou toepas nie, maar dieselfde wet wou hulle op ander mense afdwing. Julle sal dit, en julle sal dit, en julle sal dat. So dit is waarom Jesus so met hulle verskil het. En nou het dieselfde gebeur met die naaste storie. God se
bedoeling was toe hy gesê het, ons moet ons naaste lief hê soos onsself, was dat ons almal moet lief hê. Dit was die bedoeling. Ons naaste, ons moet almal lief hê. Nou het hulle gesê, nee, maar die naaste is net ons eie volk. Jesus het, toe hy nou die voorbeeld gegee het, het hy die kring selfs nog kleiner gemaak, maar met 'n doel. Want onthou, kyk nou wat het Jesus gedoen. Nou kom Jesus en sê, hy gee die voorbeeld van die man wat langs die pad gelê het, die Joodse man wat aangeval is, en die Samaritaan wat op die einde verbygekom het, hulle was vyande, en hoe dat hierdie Samaritaanse man hom bygestaan het, en Jesus sê, wie is jou naaste? Wie van hierdie drie was sy naaste? En hy sê, maar sy naaste is die een wat goed gedoen het. En Jesus sê, mooi geantwoord, dit is so. Gaan jy en doen jy net so. Wat sê Jesus? Hy sê, gaan julle en gaan doen ook goed aan julle vyande, sodat hy dan jou naaste kan wees. Maar omdat die mense die woord naaste gebruik om lief te hê wie hulle wil lief hê, en om te haat wie hulle wil haat, kom Jesus en hy maak daai loophou vir hulle toe. Ek kan nie dink aan 'n Afrikaanse woord vir dit nie. Maar in ander woorde, en Jesus stel die reël vas. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê, jy moet jou vyand lief hê. Nou is daar geen loophou. Jy kan nou nie meer wegkom. Want as jy nou sê, my naaste is die, jy moet hom lief hê. As jy, maar die res is my vyande, jy moet hulle lief hê. Nou is dit terug wat God se oorspronklike doel was. Ons moet as mens mekaar lief hê. Ons moet almal lief hê. Daarom gaan jy uit en gaan doen goed aan almal. Nie net aan die wat jy besluit, jy wil goed doen nie. So Jesus ken die mens se hart, en Jesus leer nou vir ons die regte ding. Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy, vra Jesus hulle, vir die man, vir die skrifgeleerde. Hy sê, en hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Nou probeer hy homself regverdig, en hy sê vir Jesus, en wie is my naaste? Aan ander woorde, nou wil hy vir Jesus kom vertel, ek moet my naaste lief en ek het hulle lief. Wie is my naaste? En nou vertel Jesus vir hulle, en sê vir hulle, sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo onder rowers geval, en daar het hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so het hulle fiet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pad gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. Dan gaan Jesus aan vers 36. Wie dan van hierdie drie dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers geval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan jy en doen jy net so, gaan bewys barmhartigheid aan almal. Aan almal. Enige mens, al beskou jy hom as jou vyand. So. Nadat Jesus die gelykenis vertel het, vra Jesus dan, wie van die drie? Sê, die een wat goed gedoen het. Hy wat genadig was. En hier het ons uiteindelik 'n verduideliking van die gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet almal lief hê. Dis God se bedoeling. So maak nie saak of ek nou my naaste net my direkte familie wil maak, en of ek dit net my volksgenote wil maak, of net my vriende wil maak nie. Ek sal goed doen aan almal. So ons kan nie meer agter naaste skuil, want ons praat van die liefde van Jesus Christus. Want as ons siele vir die Here wil wen, moet ons seker dat die liefde van Jesus aan ander gee.
iemand terugkry, is dit nie die bose kringloop wat op die aarde is nie. Is dit nie so nie? Jy het my kwaad aangedoen, nou doen ek iets ergers aan jou. En jy neem mee wraak. En so neem die een wraak op die ander. En dan kom net geen vrede nie. Niks kan regkom nie. Maar wat kan dit regstel? Die liefde van Jesus Christus. Dis al. Die liefde van Jesus. En dit is waaroor dit gaan. Hoor wat sê Paulus vir ons in Romeine 7 vers 11, want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Die wet het veroorsaak dat die mens gesondig het en ook dat jy sonde kon uitken, dat jy kon weet wat is verkeerd en reg, maar die wet het ook gemaak dat mense nog meer sondes gedoen het. Want hulle het die wet probeer omseil en terwyl hulle dit gedoen het, het hulle steeds gesondig. Die Jode het hulle self die reg toegeëien om enige Jood wat afvallig geword het, dood te maak. So dit was hulle eie mense. En hulle het hulle die reg toegeëien om dit te doen. Maar hulle kon dit nie met die heidene doen nie. Hulle kon nie die heidene doodmaak soos wat hulle wou nie, want hulle het in die heidene se land gewoon. So daarom, wanneer hulle 'n heiden gesien het wat ernstig beseer was, het hulle daardie beseerde net so gelos, sodat hy moes daar kon lê en sterf. Hulle sou niks doen om daardie heiden te jaag. Hulle sou slegs hulle eie volksgenote te jaag. Nou dit is ook waar daai gelykenis van Jesus inkom. Hulle sal hulle eie mense jaag, maar die res, omdat hulle haat, los hulle, dat hulle kon sterf. Hoor, hier is net een van hulle eie wette wat hulle gemaak het. Sê, when a Jew sees a Gentile fall into the sea, let him by no means lift him out, for it is written, thou shalt not rise against the blood of thy neighbor, but this is not thy neighbor. Laat hy sterf. Dis nie die Bybel nie. Dis wette wat hulle vir hulle self doen. En dan het hulle die Bybel gebruik. Het hulle probeer om die Bybel te gebruik om te bewys dis reg wat hulle doen. Dit wys dat hulle naaste vir hulle net hulle eie mense was. So nou kom Jesus met hierdie goddelike opdrag wat vir hulle ongehoord is, onverstaanbaar. En Jesus sê vir hulle, daar is 'n nuwe wet. Nou is dit die wet van die liefde. Liefde is die nuwe wet. Genade is die nuwe wet. Vir die mense was dit moeilik om te begryp, want die mens in sy natuur wil ons altyd wraak neem en terugkry. Is dit nie so nie? As u en ek die Here nie in ons lewens gehad het nie, dan wil jy terugkry. Jy wil wraak neem. As iemand jou seer gemaak het, jy wil hom dubbel so seer maak. Is dit nie so nie? In ons natuur, sonder God. En dit is wat ons in die wêreld sien wat gebeur, wanneer mense God in hulle lewens het. So hoe is dit moontlik om die opdrag van die Here uit te voer? Hoe kan ons dit doen? Slegs wanneer ons die Heilige Gees van die Here in ons lewens het. Anderswoorde, jy moes op 'n punt gekom het dat jy Jesus ontmoet het. En wanneer jy Jesus ontmoet, sal jou lewe verander. Maar dit kan nie anders nie. En nou wat jy Jesus ontmoet en jy weet wie hy is, jy weet dat God 'n heilige God is, nou sal die Heilige Gees van God jou vervul. En weet jy wat? Nou staan nie meer 'n wet wat op papier hoef geskryf te staan nie, want die wet is in jou hart geskryf. Liefde. Want as jy die liefde van die Here in jou hart het, sal jy die een in die nood help. Maak nie saak wie hy is nie. Is ek reg as ek dit sê? As jy die liefde van die Here in jou hart het, jy sal enige een help. Gaan u by iemand verbystap, hy het jou kwaad gedoen gister, en hier sien jy, hy lê op sterwe, jy kan hom help, gaan nie by hom verbystap. Jy is 'n kind van God. Nooit. Jy kan dit nie doen nie, jy gaan die regte ding doen. Jy gaan hom help. En so sê jy jou vyand help, jy gaan dit net nie kan vat, dat iemand so moet ly nie. So ons het die Heilige Gees in ons lewe nodig. Ek het die voorbeeld gegee van president Lincoln, en ek wil dit net vinnig weer noem.
Na die burgeroorlog in Amerika, toe kom sy raadgewers en hulle sê, jy moet ontslaa raak, dit was hulle woorde, jy moet ontslaa raak van jou vyande. Aan ander woorde, hang hulle moet die doodstraf kry. En Lincoln, wat 'n kind van God was, het die volgende geantwoord. Hy sê, as ek hulle my vriende maak, hy sê, dan het ek mos ontslae geraak van my vyande. Amen. Nou dit is die woord van God aan ons. Raak ontslae van jou vyande deur van hulle jou naaste te maak, deur van hulle jou vriende te maak. Werk dit altyd? Nee. Maar as kind van God moet ons steeds die liefde van Jesus kry. En ons kan dit slegs doen as die Heilige Gees in ons het. En dan het ek 'n voorbeeld gegee van Elisa. En die koning vra, nadat hulle nou die vyand gevange geneem het, en hier sit hulle in die middel van Samaria, die vyand het nergens om heen te vlug nie, hulle het geen wapens by hulle nie, en die koning vra vir Elisa, moet ons verslaan? Hy sê hierso, moet ek verslaan, my vader, vra hy vir Elisa. Maar Elisa antwoord, u mag nie verslaan nie, sou u dan verslaan die wat u met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer het, sit aan hulle brood en water voor, sodat hulle kan eet en drink en na hulle Heer kan terugkeer. En hy het hulle groot maaltyd berei, en nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan, en hulle het na hulle Heer getrek. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Hulle het hulle nie meer aangeval nie. Nou kom Jesus in vers 44 en sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Nou punt 1, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Selfs al tree hy verkeerd teenoor jou op, moet ons steeds liefde van Jesus, die liefde van Jesus uitleef. Jesus sê, moenie agter jou mensgemaakte wette skuil nie. God is liefde. Ek is liefde. En omdat hy liefde is en hy is ons hemelse Vader, moet ons daardie liefde in ons hart kry. En dis nie so maklik. Dat ek jy vertel, jy moet baie bid. En ons bid, ons vra, Here, gee U my die krag. En dan help die Here vir ons om te doen. En ons eie krag is dit onmoontlik. Ons stem nie saam met wat hulle doen nie. Ons kan nie saamgaan met hulle duiwels werk nie. Maar ons moet steeds in ons vyande raak sien wat God in hulle raak gesien het. Jy sien, die Here wil hê elke mens moet gered word. Ook ons vyande. Daarom, wat hy vir Jona die opdrag gee, gaan na Ninive toe. Nou moet jy weet, daai volk, hulle is in 'n oorlog betrokke teen die volk van die Here. Hulle maak mekaar dood. So Jona wil hê, daai mense moet almal sterf. En nou kom God, en die Here sê vir hom, gaan na hulle toe, en bring vir hulle die boodskap van hoop, sê hulle moet terugkeer na my toe, anders gaan ek hulle vernietig. En Jona dink, ek wil nie hê die volk moet gered word nie. Ek wil hê hulle moet nou allemaal sterf, dan kan hierdie oorlog wat hulle teen ons aan die gang het, dan kan dit ten minste tot 'n einde loop. En jy ken die geskiedenis van Jona, hoe hy geweier het om dit te doen. En hoe dat op die einde, toe Jona uiteindelik gaan om die woord van God te verkondig, hoe dat hy dit met 'n verkeerde hart, met 'n verkeerde gemoed gedoen het. Ek het hy daar met 'n dik mond daar ingestap in daai stad, as ek so my eie geestesoog kan sien. En hy praat so sag as wat hy kan, suster. Hy praat so sag as wat hy kan. Hy wil nie iemand moet werklik hoor, hulle moet hulle tot bekeer nie. Hulle moet hulle tot die Here bekeer. Bekeer julle. Sê hy hier in die een hoekie, dan stap hy tot in die volgende hoekie. Julle moet julle bekeer, hoor.
hy wil nie hulle moet hulle bekeer nie, hy wil hulle moet sterf. En daar kom die hele volk bekeer. En hulle gaan sit in sak en vas, en hulle roep die Here aan. En die Here spaar hulle. En Jona is briesend. Hy is so kwaad vir God, dat hy buite die stad gaan sit, dat hy eers daar gaan sit en wag, dat hy wil kyk hoe die Here die vuur in die hemel stuur om hulle te vernietig. En dan kom geen vuur nie, en hy sê vir die Here, dit is hoekom ek nie die woord wat verkondig het nie, want ek het geweet, U gaan hulle genadig wees. Wow! Ek het geweet, U gaan hulle genadig wees. Ek wou nie gehad het, U moet hulle genadig wees nie. En wat gebeur? Die woord van die Here sê, hulle het hulle nie weer aangeval nie. Die oorlog het geëindig. Waarom? Want die liefde van Jesus het geseëvier. Ons mens, as mens, sien ons dinge nie soos God het sien. Ons sien dit soos ons dit wil sien. Ek dink ek oorwin as ek my vyand doodmaak. Maar dit maak dit erger. Jesus sê daar's een antwoord. Liefde. Liefde. Dan gaan Jesus verder. Seën die wat vir julle vervloek. As kinders van die Here mag ons hulle ook nie vervloek nie. Maar wanneer hulle ons sleg sê, moet ons mooi woorde aan hulle toevoeg. As iemand jou vloek en skel, moet hom nie terugvloek en skel. Wys hom ons het Jesus se liefde. Ek sê altyd, draai eerder om en loop. Maar Jesus sê, nee, hoe kan jy net omdraai en loop? Sê vir hom, ek bid vir jou. Geef hom, voeg hom mooi woorde toe. Dis die opdrag van Jesus. Ons moet nie die sleg maak wat lelik teenoor ons optree nie. Ons moet ook nie nou wanneer iemand lelik teenoor my opgetree, oral rond gaan en sleg van hom praat. Dis verkeerd. Wanneer jy met iemand oor hulle praat, al het hulle ons beledig, moet ons steeds mooi bly en vriendelik bly. Moet hom nie sleg maak. Die woord van die Here sê vir ons, die in wie se mond wysheid is in staat om mooi woorde toe te voeg aan diegene wat ons sleg sê. Lees Spreuke 31 vers 26. Nou Spreuke 31, baie mense sê ons as die vrou, jy weet, hierdie vrou wat so kosbaar is, kosbaarder as korale. Maar daai gedeelte praat eintlik van wysheid. Daai hele gedeelte gaan oor wysheid. Dis waar hy verwys daar as hy praat van daardie vrou. Dis wysheid. As jy haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Dan gaan Jesus aan, hy sê, doen goed aan die wat julle haat. Anders deur ons woorde en ons optrede moet ons vyande kan sien dat ons Jesus se liefde in ons lewens het. Hoe gaan hulle Jesus aanneem as ek nie Jesus se liefde in my uitlewe nie? Jesus het dit gedoen. Jesus het aan die kruis gesterf. Terwyl Jesus aan die kruis sterf, sê hy, Vader, vergeef. Hulle weet nie wat hulle doen nie. O, Jesus was vir ons die grootste voorbeeld wat daar was en wat daar ooit kan wees. En hy is dit vandag steeds. Dan sê hy, bid vir die wat julle beledig en vervolg. Bid vir die wat jou gedurig aanval, wat jou vals beskuldig, wat moeilikheid soek, die wat jou verneder, bid vir hulle. Waarom? Want ons kan nie 'n mens se hart verander nie. Ons moet vir hulle bid, want God alleen kan hulle harte verander. Daarom, wanneer ons reg optree soos wat Jesus gesê het, kan dit hulle harte sag maak, sodat hulle die stem van die Here kan hoor en die Here hulle lewens kan verander. Kan jy sien hoe gaan dit aan mekaar? En wat gebeur dan?
Nou doen ons wat Abraham Lincoln gedoen het. Nou doen ons presies wat Jesus gesê het. Ons maak van ons vyande vriende. Kom ons as gemeente, kom ons bid en ons vra die Here om ons te help dat ons op daai manier sal optree. Maar u gaan dit nie in die eie krag kan doen, nie een van ons nie. Selfs as my broer my kwaad maak, sukkel ek om hom te vergewe. Is dit nie so? My broer my kwaad maak, dan bly ek partykeer sommer lang kwaad voel. Wat nog te sê jou vyand? Kom ons dop die wêreld vir Jesus Christus om. Teen die liefde van Jesus uit te lewe. En nou verander ons die wêreld. So Jesus wys vir ons dat daar 3 groepe is. Die mense wat ons uit hulle hart uit haat, die wat ons deur hulle woorde aanval, dit wat hulle sê, en die vyand val ons aan deur hulle dade. En nou kom Jesus, hy sê, al haat hulle ons, moet ons hulle met liefde, moet ons hulle haat met liefde beantwoord. Al maak hulle woorde ons seer, moet ons hulle seer maak woorde met woorde van seën begroet. En al val hulle ons fisies aan, alles hulle die oorsaak van pyn en hartseer en lyding in ons lewens, moet ons hulle aanvalle beantwoord deur vir hulle te bid. Nou skryf Paulus in Romeine 12 vers 20, as jou vyand dan honger het, gee aan hom iets om te eet. As hy dors het, gee aan hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy vurige kole ophoop. As kinders van die Here is dit belangrik dat ons nooit genade en vriendelikheid van iemand terughou wanneer ons dit wel aan ander kan gee. Wanneer jy liefde kan gee, wanneer jy genade kan betoon, moet ons dit doen. 'n Kind van die Here betoon altyd genade. Wanneer iemand verkeerd teen ons optree, gee dit juis aan ons die geleentheid om Jesus se liefde uit te leef, om hom te kry dat hy dalk die Here sal aanneem. Vurige kole op sy hoof. Ons moet teenoor aan ons vyande doen wat God aan ons gedoen het. Het jy geweet dat u was op 'n tyd 'n vyand van God, elke een van ons? Ek het op 'n tyd gedink, ek is 'n baie smart ouetjie. Nou, ek het 'n goeie lewe gelei, ek het die Here al die tyd gedien. Ek was eintlik 'n goeie mens. En weet jy wat? En ek besef al hoe meer hoe verkeerd ek was. En hoe baie en hoe 'n sondige mens ek eintlik was. Dink jy partykeer dan, besef jy dat elkeen van ons, waar sou ons gewees het as dit nie vir die genade van die Here was? Spurgeon, hy kyk na daai dronk man en hy sê, daar lê Spurgeon, as dit nie vir die genade was. Daar lê Andre, as dit nie vir die genade was. Ek kon vandag in die tronk gewees het. Wie kan in die tronk gewees het? Genade. Genade. En Jesus, terwyl ons sondaars was ons genadig. En daarom ons genade betoon aan ons vyande. Want hy sê, sodoende sal jy op sy vurige kole ophoop. Dis eintlik 'n pragtige metafoor as jy nou kyk, dit verwys eintlik nou op die liggaam, verwys dit na die wanneer ysters op metale gesmeld word. In die ou tyd, ek vandag doen hulle check op ander maniere, wanneer het hulle kole gebruik, dat hulle die metale bo op die kole gegooi, dat hulle kole bo op die metale gegooi, en dan het die metale gesmeld, en dan het die suiwer metaal op die einde weggeloop, en al die vuiligheid het agtergebly. En nou die metafoor wat Jesus hier gebruik is, die vurige kole op die hoof ophoop, sodat dit die persoon kan reinig, en sy gedagtes kan reinig, en nou kom hy suiwer aan die ander kant uit, want dit wat verkeerd was in sy gedagtes, is nie meer daar nie. Die kole, die vurige kole het hom gesuiwer. En omdat hy nou gesuiwer is, wat gebeur? Nou word hy 'n kind van God. En nou word hy ons vriend. En dit is die woord van God aan ons vanmôre. En ek wil sluit
met hierdie gedagte. Sou ons mense terugkry vir wat hulle doen, sal ons hulle nooit wen verlewe nie. Het u nie idee nie, in Uitenhage, het ek mense gehad wat so erg aangegaan het, dat ek reg in die begin wou ek hulle doodput. Sê, Here, asseblief, vir al die eenman, vat hom uit die pad uit. En die Here wys vir my, bid vir hom. En ek het vir daardie man gebid. En dit was langer as 'n jaar, omtrent 2 jaar, dat hy my aangeval het, soos dat ek nog nooit gesien het iemand anders aangeval. En hy staan buite die kerk, hy staan voor die kerk, aan wag hy, dan kom die kerkmense aan, en sê hy, pastoor is so, pastoor doen dit, pastoor doen dit, te doen dit, moenie kerk toe gaan nie. Dis wat hy gedoen het. En die Here wys my, sê niks, bid. En weet jy wat? 'n maand gelede, maak hy weer reg met die Here, en hy is terug in die kerk. As ek hom met haat beantwoord het, sou hy nooit teruggekom het. Kom ons leef die liefde van Jesus uit. Amen. Baie dankie vir die woord. My gebed is dat ons sal toepas dit wat U vir ons geleer het. Gee dat die saad wat gesaai is, dat dit sal groei en dat dit sal vrugte dra. Ek bid dit in die naam van Jesus.